Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Tel, jy het 'n major probleem. So in hierdie skrifgedeelte wil ek jy ons moet kyk hoe op ons die harpacho. Onthou die harpacho vir die spookpredikers is die wegraping vir die kerk. Ja, die kerk word nie weggeraap nie. Die kerk word nie weggeraap nie. Hulle gaan deur die groot verdrukking. Dis Israel wat die harpacho voor is. En die bruid is die parousia waar hulle weg, ek gebruik die Grieks. Vers 13, Romeine 11:13. Hy sê, want aan hulle heidene. So Paulus sê vir ons, wie praat hy, wie is die hulle? Hy sê maar aan hulle heidene sê ek, wie? Apostel Paulus. So ver as ek 'n apostel van die heidene of die bruid is. Apostel Paulus het nie ons net al die tyd vir die heidene gepreek nie. Nee, as ek kyk na sy skrywer, dan sien ek hy praat met die gemeente van Efese en die gemeente van Galasië en die gemeente van Efese. Dis kerke, gemeentes, dis kerke soos wat julle ken, maar dis die gemeentes. Dit was nie net 'n klomp heidene nie. En hy skryf aan die gemeentes en hy noem hulle broeders. Hy noem hulle broeders. Broeders is nie 'n klomp verlore ouens nie, klomp Jode nie. Hy praat met hulle as broeders. Hy sê aan watter heide, hy sê want aan julle heidene sê ek apostel Paulus. So ver as ek 'n apostel van die heidene of die bruid is, dis waarvoor Vader Jahwe hom geroep het. Die ander disippels was hoofsaaklik vir Israel geroep. Paulus is vir die heidene en die bruid geroep. Dis hoekom ek so lief is vir Paulus se boeke. Ja, hier's 'n beweging wat sê Paulus het nooit bestaan nie, die Katolieke het hom geskep. Man, wat 'n lekker ding wat hulle gedoen het dan. Want ten minste kom die ouens gered deur Paulus se woord. Hy sê, luister wat sê, want aan hulle heidene sê ek apostel Paulus, vir sover as ek apostel van die heidene of bruid is, verheerlik ek my bediening. Hy sê verheerlik ek my bediening. Dit is apostel Paulus se voorreg om ook die heidene te bedien met die woord van verlossing. Hy sê die bediening met die woord van verlossing. Hy is bly. Paulus is opgewonde dat hy vir die heidene kan preek. Wat dan bruid word deur wedergeboorte. Sodat hulle bruid van Yahshua deur wedergeboorte kan word. Het ons enige wegraping gesien vir die harpacho of die wegraping hierso? Nee, hier praat hy met die bruid. Hy praat met die bruid. Hy is opgewonde dat hy die evangelie vir ons kon gebring het. Kyk nou mooi verduidelik apostel Paulus hier volgende skrifgedeelte, vers 14. As ek apostel Paulus tog maar net my eie volk jaloers kan maak. Wie sy volk? Israel. Hy het nou net gesê, hy bedien in die vorige vers 13, hoofsaaklik die heidene. Maar hy sê hierso in vers 14, as ek apostel Paulus tog maar net my eie volk Israel jaloers kan maak, en sommige, nie almal nie, 1/3 uit hulle naamlik Israel kan red, as ek net my volk dan wakker skud. Dit was 2000 jaar gelede. As hulle net kan verstaan, sodat hulle kan jaloers maak op dit wat die heidene het. Want hy wou gehad het, daar moet meer van hulle tot bekering kom. Daar het Jode bruid geword, wat Yahshua aangeneem het in die 613 wette een kant toe geskuif het, en die 2 koninklike wette aangeneem het. Hulle het bruid geword. Apostel Paulus laat dit klink asof hy amper, Apostel Paulus laat dit klink of dit amper onmoontlik is dat enige Israeliet gered kan word. Dis wat hy sê. Dit klink, luister na sy stem. Luister na die erns in sy stem, vers 14. As ek apostel Paulus
tog maar net my eie volk Israel jaloers kan maak. Want die heidene was nie sy volk nie. Hy was 'n gebore Israeliet gewees.